Geliefdes, as jy die Bybels hier het, is jy welkom om saam met my te blaai na 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons gaan daar die hele hoofstuk lees, al 17 verse. Ons teksgedeelte gaan maar vers 16 en 17 wees, maar ek lees die hele hoofstuk om vir net so 'n bietjie die konteks te gee. Maar ons sal besonder by vers 16 en 17 stilstaan in die prediking. Voordat ons saam gaan lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Wonderlik is dit vir ons om vanmôre hier as gelowiges by mekaar te kom in U huis, onder die klank van U woord, om U hier te kan aanroep as ons God en Vader. Met die besef dat U wat die Almagtige is, die gans ander, ver bo ons menslike verstand, dat U kom en U het ontmoeting met ons sondaar mens wat keer op keer ons rug op U draai, wat die eie ek eerste stel, wat so maklik die afdwaal paadjies neem. En U kom ontmoet ons hier. U strek die hand van genade uit. U lei ons deur die Gees hierheen. Here, ons kan nie anders as om U te loof en te prys daarvoor nie. Dankie dat U met ons sondaar mens bemoeienis maak. Dankie vir die voorreg wat ons het om weekliks hier as gemeente by mekaar te kom. Ons dankie vir elkeen wat ook vanmôre hier is. Here, ons dink aan die wat siek is. Ons sal ook hoor op ons gebedslys, is daar heel wat mense wat siek is, wat gaan vir operasies. En daar's baie wat ook nie hier kan wees vanmôre nie as gevolg van verkoue en griep. En ons bid en vra dat U tog met elkeen van hulle ook sal wees. Here, ons bid ook vir die wat innerlik stryd en worsteling het, wat dalk nie vanmôre hier wil wees nie. Besonder vra ons dat U in hulle harte ook sal werk. Dat U daai harde hart van klip sal wegneem en 'n hart van vlees sal gee. Dat daar 'n bekering by hulle sal kom en 'n terugkeer na U woord en die waarheid. Maar ons dankie vir elkeen wat hier is. En dankie dat ons vanmôre ook hier saam kan sing, saam kan bely, saam kan bid. Mag U ook hierin verheerlik word. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons volk, ons bid vir die leiers wat oor ons aangestel is hierdie dag. Ons vra dat U ook daar sal ingryp, Here, dat daar 'n verandering sal kom, dat daar 'n inkeer sal kom, en dat hierdie mense ook sal terugkeer na die waarheid van U woord, dat daar bekering sal kom, en dat ons hier in Suid-Afrika werklik waar 'n lig in die duisternis sal wees. Gee dat ons dit nou alreeds sal wees op ons hier as gemeente in Hoedspruit. En so ook elke gemeente oor ons land, oor die wêreld heen, daar waar die woord verkondig word, waar gelowiges by mekaar kom, mag U daarin geëer en gedien word. Wanneer ons dan nou so stil word, bid en vra ons dat U ook nou dit wat skeiding bring tussen U en ons sal wegneem, en dat U tot elkeen van ons vanmôre ook sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Lees net so enkele opmerkings of twee voordat ons saam lees. Ek is oortuig daarvan dat ek glo almal van U, ek hoop almal van U wat hier sit vanmôre, is dit eens dat die woord van God is onfeilbaar. Ons bely dit, ook as jy 'n lidmaat van die AP Kerk wil word, dan moet jy dit ook bely. Jy moet, as jy aansoek doen om lidmaatskap, is dit een van die vereistes, jy moet sê dat die woord is die onfeilbare woord van God. As jy belydenis van geloof aflê, dan is dit een van die vrae wat ons in die katekesante vra is. Glo jy dat die Bybel is onfeilbaar? Vir die kinders, die woordjie onfeilbaar beteken sonder foute. Om sê dat in hierdie Bybel is daar niks foute nie. 'n vriend, hy sê altyd,
Wat in die Bybel staan, is waar. Maak nie saak wat daar staan nie. As daar staan, die groot vis het vir Jona aangesluk, dan is dit waar, want dit is Bybel sê so. En al het daar gestaan dat Jona die groot vis ingesluk, dan was dit ook waar, want dit in die Bybel gestaan. Sê, as in die Bybel staan, dan is dit so. En dis ons uitgangspunt. Dit is die onfeilbare woord van God. Staan vast daarin. Maar het help veel dat jy sê, die woord is onfeilbaar, maar jy sê, die Bybel is nie genoegsaam nie. Is nie voldoende nie. Dit in ander woorde, ons het nou hier 'n betroubare bron. Ons is dankbaar vir die Bybel. Dis betroubaar, dis sonder foute. Maar dis nie alles nie. Ons kort meer inligting oor sekere goed. Want dan wat nou gebeur is, nou begin ons dit kry dat mense, ja, ek glo die onfeilbaarheid van die skrif, maar daar's nou goed wat ons nou nie oor seker is nie. Dit sê nou nie, word nie direk daaraan aangespreek nie. En daarom gaan ons nou na die kundiges van hierdie wêreld en ons gaan hoor wat sê hulle oor die saak. En dan vat ons eintlik hierdie kombinasie van wat sê die skrif en wat sê die geleerdes, en ons maak so tipe van 'n kombinasie daarvan, en ons sê, dis wat ons dink, dit vorm ons denke. En die probleem is natuurlik, dan sit jy met iets wat nie meer onfeilbaar is nie. Dan sit jy met 'n wêreldse invloed saam met 'n stukkie Bybel. En dis nou waar ons probleem vandag is. Kom ek geef vir 'n voorbeeld en maak dit vir maklik om te verstaan. Dink nou aan die hele storie wat ons nou het, deesdae met die debat oor seksualiteit. Wat is 'n man en wat is 'n vrou en waar pas die LGBTQ? Ek weet ook nie wat se ek is nie seker wat is al die letters daar nie, maar daai LGB bedryf, hoe pas dit nou in? Want nou sê hulle, sien jy, die Bybel is nie genoegsaam nie. Want die Bybel praat net van 'n man en 'n vrou. Nergens in die Bybel is daar nou 'n voorbeeld van 'n apostel wat identifiseer as 'n vrou of 'n papegaai of 'n span spek of wat ook al. Dit is 'n belangrike goed waarmee mense vandag identifiseer. So ons het nou nie hierdie voorbeelde nie, so hoe werk dit nou? Hoe moet ons nou dit verstaan? En dis nou waar hulle nou sê, maar sien, ons het die sielkunde nodig. En ons het die antropologiese studies nodig, sodat hulle vir ons kan help om te verstaan, hoe werk die dinge? Hoe pas dit nou alles in mekaar? En wat dan nou gebeur, as ek sê, is nou vat ons 'n stukkie van die Bybel, en ons vat studies van die wêreld, en dit word by mekaar gegooi, en nou sê ons, ja, ons dink dit moet nou maar so wees. Maar die probleem is, ons het die belydenis, onfeilbare skrif, onfeilbaar, sonder foute. Maar nou kruip die goedjies in, en nou weet jy wat gebeur met tyd saam. Nou begin hierdie goed later aan begin nou invloed hê. Nou begin mense sê, ja, maar ons belewenis in die wêreld daar buite is, jy het 'n man en jy het 'n vrou, maar daar moet ons ook tog 'n opsie vir wat van die non-gender, die persoon wat dalk nou tweeslagtig is, of daar's sulke uitsonderings, en wat nou daarvan, so ons moet nou 'n bietjie die grense is nie so vas nie. Dis nie net man en vrou nie, dis meer vloeibaar, sê hulle. En dan gaan die mense, dan gaan hulle nou krap en sê, okay, die Bybel praat van 'n man en 'n vrou, maar dalk sit ons interpretasie wat verkeerd is. Dalk is die Bybel net verkeerd. Want is die Bybel nie baie lank terug geskryf nie? Hulle weet tog nie wat dit deur wat ons nou gaan nie. Die skrywers daai tyd het mos nie geweet wat ons nou gaan deurgaan nie. Paulus het nie met die goed gesit wat ons sit nie. En dis hoe dit uiteindelik begin om ons denke te vorm in 'n verkeerde rigting. En nou het hulle ons. En nou begin ons saam met die groep praat en sê, ja, okay, kom ons maak maar voorsiening vir die dinge. Dit gebeur omdat ons uitgangspunt is, die Bybel is onfeilbaar. Maar ons glo nie die Bybel is genoegsaam nie. Dis ons probleem. Dis waar die probleem inkom. Ons dink dis nie genoegsaam vir die moderne era nie. Daarom die stelling wat ek vroeër gemaak het, dit help veel ons sê die Bybel is onfeilbaar, maar jy glo nie ook dat dit genoegsaam is vir die lewe en die saligheid nie. Nou in die week wat kom, ek glo jy het seker op die WhatsApp groep van die gemeente ook gesien die advertensiekie oor die Pinksterweek en die temas wat ons gaan hanteer. Ons gaan so 'n bietjie stil staan by die tema, wat leer die wêreld oor geestelike oorlogvoering teenoor wat leer die Bybel oor geestelike oorlogvoering. En ons gaan so 'n bietjie die ding weet. En jy sal sien soos wat ons deur die week gaan, dat ons heeltyd terugkom na hierdie selfde beginsel toe. En dis hoekom die eerste preek in hierdie reeks
gaan dan juis om hierdie fondasie te gooi en te sê, die Bybel is genoegsaam. Want selfs in geestelike oorlogvoering, en jy kan gaan kyk, dis 'n gonswoord deesdae, al wat 'n boekwinkel is, wat dit het hierdie temas is orals, die geestelike oorlogvoering. Die meeste van daai goed is uit hulle duim uitgesuig. Daar is geen Bybelse begronding nie. Dis 'n stukkie van die Bybel wat ons vat, met 'n klomp menslike goed by, en dan word dit opgedis en gesê, maar dis die geestelike oorlogvoering waarmee ons besig is, moet wees. En daarom sal ons in hierdie reeksie begin ons met hierdie, wil ek sê, die vasmaak, die grondlegging, die voetwerk reg en sê, telkens in hierdie week gaan ons terugkom na hierdie teks en sê, maar onthou, ons kan nie buite Bybelse goed gebruik. Ons moet bly by die Bybel, want die Bybel is genoegsaam. Dis ons uitgangspunt. Dis genoegsaam, dis voldoende, dis onfeilbaar. Dit nou gesê, nou kan ons na die teks gaan. 2 Timoteus hoofstuk 3. Vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En daar 'n onderbreking. Die laaste dae wat hy van praat, is natuurlik die tyd waarin ons nou leef. Die Bybel praat van die laaste dae, dit is die tyd vanaf Jesus se hemelvaart tot en met sy wederkoms. Dis die laaste dae. Daar is tekste wat spesifiek verwys na die dag, daai dag, maar in die algemeen as jy lees die laaste dag, is die tyd waar ons nou leef. Dis die tyd waar ons afwagtend is vir die wederkoms van die Here. En jy sal nou sien, as ons verder gaan, sal jy hoor, dit beskryf dinge wat ons ook beleef. Hy sê vir ons, hoe gaan dit lyk? Vers 2. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. As ek nou hierdie gedeelte gelees het, en jy nou geluister na hierdie lysietjie van geldgierige, grootpraters, lasteraars, sonder liefde, het niemand van hier gesit en gedink, joh, ek hoop nie ek leef eendag in daai tyd nie. Jy het hier gesit en gedink, ja, dis ons, jep, dis presies dit. Jy kan elkeen van daai vat en jy kan sê, dis wat ons beleef. Dis die bewys daarvan, dis nie iets wat eendag gaan gebeur, ons is nou daar. En dan sê hy vir Timoteus, keer jy ook van hierdie mense af. Hy kan tog mos nie vir Timoteus sê, keer jy van hierdie mense af as die mense nie daar is nie. So dit wys vir ons, die laaste dae is nie iets wat daai tyd kom nie, dis tyd wat ons leef nou in dit. Dis die laaste tyd. Vers 6, want uit hulle is die wat in die huise insluip, arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof, maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Nou hier wil ek net die aandag vestig. Jy sal nou sien, die eerste 9 verse verwys die hele tyd na hulle. Hulle so, hulle is vers 6, want uit hulle, vers 9, maar hulle, want hulle dwaasheid. Hier is definitief 'n breek wat kom. Vers 1 tot 9 praat van hulle, die wêreld, en dan vers 10 af 16 draai die ding en dan begin hy sê, maar jy, vers 14, maar bly jy. So daar's 'n die eerste deel gaan die wêreld, die tweede deel praat van die gelowiges. Nou sê hy vers 10, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyde, soos my te beurt geval het in Antiochia en Iconium en Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie? En die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei word. Maar bly jy wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie dit geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof,
in Christus Jesus. En dan ons teksverse, vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefdes, ons sê die Bybel is onfeilbaar, die Bybel is genoegsaam. Waar kry ons dit? Juis in ons teksgedeelte. Daar's 3 dinge wat ons in hierdie 2 teksversies sien wat vir ons wys daarop dat die Bybel is genoegsaam. Die eerste ding is dat daar staan in vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. Het is deur God gegee. Hy het dit gegee, dit kom van die Here af. Daar staan eintlik dat die skrif is deur God geasem, dis deur hom geïnspireer. Hy het dit gegee, dis van hom af. Dit beteken nie dat as jy die Bybel optel, en dis nou baie keer wat jy vandag hoor, as jy dit nou lees en jy trek dit persoonlik aan, dan word dit die woord van God vir jou nie. So asof jy nou eers dit half nou meer 'n stempeltjie moet gee, ja, dis goed genoeg, ek kan dit maar vat nie. Dit word nie die woord van God, dit is die woord van God. Want jy sien, ons leef in 'n tyd waar mense vir jou sal sê, weet jy wat, jy lees die Bybel, dis jou waarheid. Ek lees Polly stories uit die huisgenoot uit, dis my waarheid. En jy kan nie vir my sê wat jou waarheid en my waarheid, maar daar is nie absolute waarheid. Dis 'n leuen van die saak. Hier is die absolute waarheid. Dis deur God gegee. Hy het dit geasem, hy het dit geïnspireer, hy het dit vir ons gegee. Dis ook nie deels God se woord nie, want dis die ander redenasie wat ons vandag in die wêreld hoor, veral onder kerke ook, en kerkleiers selfs, sê nee, dis nie alles waarheid nie. Jy het nie alles gehoor nie. Daar diep binne is iets van die waarheid, maar jy moet al grawe om daarby uit te kom in die lig. Dis al 'n ding wat al jare terugkom, 'n man van Rudolf Bultmann het begin met die ding. Hy het gesê, die Bybel is soos 'n ui. Julle ken nou ui, is ook 'n laag. Jy moet 'n skil, sê skilletjie vir skilletjie vir skilletjie vir skilletjie afval, dan kom jy later met daai klein stukkie daar in die middel. Nou hy het gesê, dis hoe ons die Bybel verstaan. Hy het sê, en dis hoe baie mense vandag ook sê, iewers te daar in die middel is die waarheid. Maar al hierdie wonderwerke en al hierdie bonatuurlike goed dis legendes en mytes wat aangeplak is soos 'n yseskille. En dit moet jy afhaal om by die waarheid uit te kom. Dis nie waar nie. Hier sê God self, ek het dit gegee. Ek het hierdie woord geïnspireer. As ek 'n beeld kan gebruik, dis soos toe jy klein was, en jy kom ons op baie stadium van hoekom? Sê pa, doen dit. Hoekom? Want so en so. Hoekom? En op 'n stadium sê jy pa, want ek sê so. En dan is dit nou verby. En dan weet jy, okay, nou het ek nou genoeg hoekoms gevra. Nou moet ek dit aanvaar, want dis hoe dit is. Nou dis amper wat ons hierop kan vir mekaar sê. God het gesê dis so. Jy hoef nie te vra hoekom nie. Ons aanvaar dit dis so. Ons weet nie altyd, net soos wat jy as kind nie altyd geweet het hoekom jou pa wil hê, 'n ding moet op 'n sekere manier wees nie, maar jy het geweet hy doen dit vir 'n rede, maar jy besef dit nou. Hy het 'n goeie rede gehad hoekom hy dit doen. Want hy is besig om jou te lei op 'n regte pad. Is dit ook met God so? Ons weet nie altyd wat God se plan is en hoekom dit gebeur sal gebeur nie. Maar ons weet dit is ten goeie, want dit staan so in sy woord, want hy sê, ek het dit gegee en ek sê vir jou, dis hoe dit is, vat dit. So die eerste ding wat ons moet vasmaak is, dit kom van God af, hy het dit gegee, eintlik hoef ons nie eens verder te gaan met die argument nie. Dis so, God het dit gegee, is onfeilbaar, dis genoeg, klaar. Maar dan gaan die teks verder, hy sê dan in vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Nou die nuttig bedoel dat daar's 'n doel, daar's 'n rede daarvoor, daar's 'n doel hierin vervat. Wie se doel is hier uiteengesit? Wat is hier vir ons neergeskryf? Gaan nie oor jou doel nie. Gaan nie oor vir jou gemak nie. Die Bybel is nie geskryf sodat jy gemaklik kan lees nie. Dit gaan oor God se doel wat vir ons gegee word. God is een wat alles geskaap het. En hy kom sê vir ons, hoe werk dit? Wat gaan gebeur? Hoe loop die proses van die begin tot die einde en hoe pas ons daarby in? Dit word vir ons gegee van God se doel. Dis nie wat ons wil nie. Hoekom is dit belangrik? Want
Ek en jy is beperk. Ons is gebroken. Ons is sondaars. Ons is verkeerd. En as jy dit nog nie in jou lewe besef het nie, hou maar net aan leef, jy sal wel agterkom. Jy is beperk, jy is gebroken, en jy is 'n sondaar, en jy is verkeerd. En as jy sukkel om dit te raak te sien, trou. Dan sal jou wederhelft jou vinnig wys waar die foute is. Want as hy nog nie daarby uitgekom het nie, dan kry kinders. Dan gaan jy vinnig agterkom, ja, weet jy wat, ek is beperk en gebroken, en ek is sondaar, en ek is verkeerd. En as jy dalk hier sit vanmôre en jy het al kinders, en jy is getroud, en jy dink, maar ek is nie so erg nie, ek is nie beperk, gebroken, sondig en verkeerd nie, dan wys dit net vir jou, hoe uiters beperk, gebroken, sondig en verkeerd jy eintlik is. Maar jou oor sal wel eendag van dit oopgaan. Nou, hoekom is dit so belangrik om dit te hoor? Want dit is nie ons wil wat belangrik is. Dit is nie ons doel wat moet voorkeur kry nie. Ons kan nie besluit wat moet gebeur word. Dit moet God se wil wees. Want ons is beperk en gebroken en verkeerd en sondig. Vat dan net jou eie huishouding. Jou kinders kan nie jou huishouding regeer, kan hulle. Dit sal absoluut chaos wees. Vat maar net die van julle wat klein kindertjies in die huis het sal weet, vat iets soos aandete. Weet nie, dalk groter kinders ook. Jy kom en jy sit 'n heerlike bord kos, hard gewerk, lieflike warm bord, gesonde kos voor hulle neer en sê, hier, ek voed jou, ek gee vir jou iets om te eet. Wat sê jy reaksie? Nee, ek het gesê, nie sous op die rys nie, ek gaan dit nie eet nie. En so is dit 'n geroei en 'n gestoei die heeltyd oor, net om hulle gevoed te kry. En dit is 'n enorme stryd. En nou moet jy eers vir jou kind verduidelik, nee, ons kan nie elke aand eet wat jy wil nie, want dan sal daar nie meer 'n tand in jou gesig oor wees, as ons net lekkers eet nie. So ons kan nie dit doen nie, want weet jy wat, as dit kom by voeding en nutriënte, dan is jy beperk, jy is gebroken, jy is sondig, en jy is verkeerd. En dieselfde met ons in ons lewe. Dis hoe ons is, ons dink, ons weet alles, maar ons is beperk, gebroken, sondig en verkeerd. En daarom het ons iets van buitekant ons nodig. En dis waar die woord van God, die waarheid word vir ons gegee, van buite die mens, sodat ons sal weet wat is nodig. En daarom is die skrif, wat God ingegee het vir ons ook nuttig, want het kom uit God se perspektief. Dit is nie ons perspektief nie. God weet mos wat is nodig. Hy het alles begin en hy gaan alles eindig. En hy weet wat is dan gebeur. En daarom gee hy vir ons hier weer. Hy sê, hier is wat jy nodig het. Dis jou handleiding. Dis wat jy nodig het. Dis genoeg. Dis al wat jy nodig het. Die laaste deel van die teks gee vir ons die derde rede hoekom God se woord genoegsaam is. En ons sien, dis omdat dit ons toerus vir elke goeie werk. Vers 17 sê, dit rus ons volkome toe vir die goeie werk wat ons moet doen. Ek het nou gesê, die eerste gedeelte, vers 1 tot 9, gaan oor die hulle, die wêreldsmanier, van vers 10 af kry die draai, sê maar, dis waar die gelowige, dis hoe die gelowige lyk, en die skrif is hier vir ons gegee, om vir ons te wys, dat ons vanuit die wêreld gered kan word. Hoe gebeur dit? Hoe kom ons weg van die hulle af, na, saam met Timoteus, onder die jy of ons? Hoe gebeur dit? Sien dit in die skrif, vers 14 en 15 sê, maar bly jy wat jy geleer het, waarvan jy versekerd is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die skrif is genoegsaam, al wat jy nodig het, om te weet hoe om gered te word. Gaan oor jou verlossing in Jesus Christus. Dis ons grootste behoefte. Dis jou grootste behoefte in hierdie lewe, is om met God versoen te wees. Onthou daar, ons die breek gekom, tussen God en mens, en nou is hierdie gat hier, ons kan nie by mekaar uitkom nie. En die Bybel kom leer ons uiteindelik dat Christus die brug is. En nou kan God en mens weer by mekaar kom, omdat ons 'n middelaar het, Jesus Christus. Dis wat die skrif ons leer. Dis voldoende, dis wat ons moet weet. Die Bybel leer ons is sondaars, ons is beperk, ons is gebroken, ons is verkeerd. Maar deur die genade van God in Christus aan die kruis, kom herstel hy hierdie verhouding, en deur sy gees trek hy ons nader, en word ons weer versoen met die Vader.
Die Bybel leer dat vir ons nie net ons verhouding met God word herstel nie, maar ook hoe ons teenoor mekaar moet leef. So is nie net op 'n vertikaal nie, maar ook op 'n horisontale vlak. En dis hoekom ons met ander mense moet kan gesels oor die waarheid, wat genoegsaam is. So wanneer ons dan met mense in gesprek tree oor die LGBTQ en al die dinge, waar kom dit vandaan? Wat is dit? Dit kom uit die gebrokenheid van die mens. Ons is beperk, gebroken, sondaar en verkeerd. En nou kom die Bybel en gee vir ons die beginsels wat ons nodig het om die goed reg te stel. Die Bybel, sien ons in die teks, is hier om ons te leer, om ons te weerlê, om reg te wys mee en te onderrig, sodat ons meer en meer gelykvormig kan word aan die beeld van Christus. Dis waartoe ons beweeg. Sodat ons toegerus kan word vir die goeie werk wat ons moet doen. Wie bepaal wat is goeie werk? God. Hy lei ons, hy rig ons, hy vorm ons om hierdie goeie werk te doen. So as ons dan byvoorbeeld weer die voorbeeld gebruik van seksualiteit, ons gaan nie na die sielkunde toe nie, ons gaan nie na die antropologiese studies oor wat sê die mens nie. Want hulle het nie al die antwoorde nie. Want hulle is nie van ewigheid tot ewigheid nie. Ons studies is beperk en klein, ons het nie die breinkapasiteit om alles te weet nie. Ons gaan na God toe, wat van ewigheid tot ewigheid is. Ons gaan na sy woord toe, wat hy vir ons geasem het. Hy het dit gegee. Dit kom van hom af. Dis nuttig vir ons. Dit lei ons na ons verlossing toe. Dis wat ons nodig het. En dit geld natuurlik vir alle aspekte. Dis nie net vir hierdie saak of daai saak nie, alles. Die manier die besigheid, aardverwarming, politiek, rasseverhouding, geestelike oorlogvoering, homoseksualiteit, al die goed. Die Bybel is genoegsame inligting vir ons, om die beginsels neer te lê, sodat ons kan weet wat om te doen, hoe om te leef. Dit moet ons vashou. Die week wat nou kom, soos ek gesê het, gaan ons herinner word voortdurend. Ons gaan kyk na temas oor geestelike oorlogvoering, soos uitdryf van duiwels, vloeke wat gebreek moet word, bloedlynvloeke wat mense van praat, salwing van jou huis. Dis die tipe van goed wat ons hoor by geestelike oorlogvoering. Is dit Bybels? En ons gaan in die week kyk, is dit werklik waar so? Ons gaan hierdie basis gebruik en sê, maar die woord van God is voldoende, is onfeilbaar woord, is genoegsaam, en ons gaan het toets, want dit is die wêreld van ons leer. Mag die Here ons dan ook seën hierdie week. Ek wil jy toch nooi om saam te kom bid, en saam te kom luister, soekend na die waarheid van Godse woord. Mag die Here ons daarin help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, as ons eerlik is met onsself, dan besef ons dat ons ook maar soos die wêreld maak, dat ons ingetrek word in hierdie redenasies, alhoewel ons sê dat die Bybel is onfeilbaar en ons glo dit, het ons ook maar al geval vir hierdie ou flou verskoning, dat die Bybel nie genoegsaam is, dat dit nie volkome is, dat daar iets kort, en met ons in alle eerlikheid ook ons eie lewens en ons denke weer gaan ondersoek, en gaan kyk of ons nie maar alreeds van hierdie verkeerde denke in ons denkraamwerk ook het nie. En ons bid en vra dat U die Gees ook in ons sal werk, dat U dit vir ons sal duidelik maak, daar waar ons gestruikel en geval het, daar waar ons verkeerdelik dink oor dinge, en dat ons terug sal gaan na U skrif, dat dit vir ons al sal wees, ons fondasie waarop ons bou, want dis tog U woord, dis nie mense se woorde oor U nie, dis U wat self U woord gee. Dankie daarvoor, dankie dat ons dit in ons eie taal kan lees, kan oordink, en wil U dan ook vir ons seën in hierdie week van Pinkster, in hierdie gebedsweek ingaan, juist ook om dit wat die wêreld vir ons leer, hartseer ook baie keer binne kerke geleer word, wat dwaling bring, dat ons hierdie dinge sal meet in die skrif, en dat ons sal vashou aan die waarheid, en ons daarop sal bou. Here, wil U ook vir ons seën in hierdie week, behoed en bewaar vir ons. Ons bid vir ons kinders, wat ook begin met die eksamens, voorbereidings daarvan, ons vra dat U met elkeen van hulle ook sal wees. Gaan met ons, lei U ons deur U woord en gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen.